Goeiedag almal. Ek wil net sê dankie dat elkeen van julle wat altyd my video's kyk en ek glo jy leer ietsie uit. Nou vandag wil ek met jou praat oor 3 dinge wat die Heilige Gees so rukkie terug met my gedeel het oor wat gebeur wanneer iemand kla. Nou dis nie net wanneer jy kla met God nie, dis as jy kla oor die algemeen. Jy kla oor met jou familie oor iets of oor jou vriende of jou kollegas of wie ook al. Kla is kla. So daar's 3 goed wat gebeur. Nou die een het ek reeds al genoem in 'n vorige video. So ek sit maar net al 3 nou mooi bymekaar. So hierdie is dis wat God my gedeel het. Die eerste een is natuurlik dat wanneer God sê as hy werk, niks of niemand kan dit keer nie. But complaining stops the process. So met ander woorde, God is besig om iets te doen in jou lewe en nou begin jy klaar, daar stop dit. Dan stop alles net so. Nou bly dit daar, totdat jy nou vergifnis vra, jy repent en jy hou op om te kla, dan gaan die proses voort en dan kan God doen wat hy wil doen. Die tweede een is dat it breaks the hedge of protection. Nou daar in die boek van Job, waar Satan met God in gesprek is, toe sê Satan dat hy kan nie by Job uitkom nie, want daar's 'n hedge rondom hom. Met ander woorde, dis soos 'n beskermende muur wat rondom hom is. Nou wanneer jy kla, dan word 'n deel van daai hedge word beskadig. En dit beteken nou is daar 'n deur oop vir die vyand om te kan inkom en een van ons wil dit hê nie. Die derde ding is dat all those counting on you will see you fail. So met ander woorde, daar's mense wat na jou opkyk. Dat jou bewonder, jou geestelike lewe, wat ook al. Wat jy ook al doen. Nou, beskerming as gevolg van baie, of 'n klaarry as gevolg van baie dinge, maak dat jy nie, hy proses, so God kan nie vir jou doen wat hy wil vir jou doen nie, daai beskermde laag is gebreek, alles, so jy gaan sukkel, en mense wat op jou vertrou, gaan dit sien, en hulle gaan hulle vertrou in jou verloor. So drie belangrike dinge. Kom ons stop, kom ek bid gou saam met jou, bid agter my aan, sê Vader, ek weet ek het gekla oor baie dinge in my lewe. Ek kom vandag, ek vra vergifnis van elke negatiewe woord wat uit my mond uitgekom het. Elke keer wanneer ek gekla het, of dit by U is, en of dit by ander mense is, vergewe my. In Jesus naam. Amen. Geniet jou dag.